Hallo julle en baie welkom. Is julle gereed om julle breinselle so bietjie te oefen vir daai groot eksamen? Wel, vandag gaan ons 'n lekker prettige vasvraag oor die kooi-gooi doen, net om seker te maak julle is heeltemal voorbereid. Onthou nou, hierdie is net 'n oefening, so geen stres nie. Dis eintlik net 'n lekker manier om te sien wat jy alreeds weet en om sommer saam die dinge te leer wat jy dalk so 'n bietjie van vergeet het. So, haal diep asem, ontspan en kom ons spring weg. Goed, ons duik dadelik in met ons heel eerste afdeling. Hier gaan ons so 'n bietjie dieper kyk na presies wie die gooi-kooi was. En daar is hy, ons eerste vraag. Kom ons gee dit 'n oomblik. Dink mooi, wie presies was die gooi-kooi? As jy gedink het veewagters, is jy 100% reg. Mooi so. 'n Veewagter is mos nou iemand wat met vee boer en hulle oppas. En daai antwoord gee ons sommer al 'n lekker groot leidraad vir ons volgende vraag. So ons weet nou hulle was veewagters, maar watter soort diere het hulle spesifiek aangehou? Dink 'n bietjie daaroor. Jep, presies. Hulle het makgemaakte skape, bokke en beeste besit. En daai woordjie makgemaakte is vreeslik belangrik, jy weet. Dit beteken die diere was nie wild nie. Hulle het saam met die mense geleef en is deur hulle versorg. Fantastiese begin almal. Reg, kom ons beweeg aan na afdeling 2. Nou gaan ons 'n bietjie kyk na hoe die kooi-kooi geleef het en wat vir hulle regtig belangrik was. Vraag nommer 3. Ons weet hulle het beeste gehad, maar wie in die groep het hierdie beeste besit? En wat dink jy het dit oor daardie persoon gesê? Korrek, dit was die mans wat die beeste besit het. En hier is die super interessante deel. Hoe meer beeste 'n man gehad het, hoe ryker en magtiger was hy. Beeste was basies soos hulle geld en status alles in een gerol. Goed, so as beeste dan nou soos geld was, hoekom dink julle het hulle dit nie sommer elke dag vir vleis gebruik nie? Wat sou die rede wees? Juis heeltemal reg. Juis om dit vee rykdom en mag beteken het, was elke liewe bees net te waardevol om vir 'n gewone ete te slag. Nee, hulle het dit net gedoen vir baie spesiale geleenthede, soos 'n groot troue of 'n belangrike fees. Reg, so vleis was net vir spesiale dae. Maar hierdie diere was hopeloos te nuttig om net rond te staan en mooi te lyk. Kan jy dink aan ten minste een ander manier hoe hulle al vee gebruik het? Wonderlik, daar's 'n hele paar regte antwoorde hier. Eerstens, ja, hulle het die melk gedrink. Tweedens, hulle het diere amper soos geld gebruik, jy weet, om te ruil vir ander goed wat hulle nodig gehad het. En derdens, hulle het daai sterk beeste gebruik as pakdiere om al hulle besittings te dra. Nogal slim, né? Nou vir 'n vraagie oor hulle gemeenskappe. Hoeveel mense min of meer het saam in een so groep gebly? Enige idees? Die antwoord is tussen 50 en 200 mense. Dit was heelwat groter groepe as die Sansin, wat vir ons sê hulle het in redelike groot gemeenskappe saamgewoon. Hier is nou 2 vrae in een, maar dis omdat hulle so mooi saampas. Waarin het die gooi-gooi gewoon en hoe het hulle hul kamp uitgelê? Baie mooi. Ja, hulle het in hutte gebly wat hulle gemaak het van paalrame en dan het hulle dit met grasmatte bedek. En kyk, hier's die regtig slim deel. Hulle het hierdie hutte in 'n groot sirkel gebou. Hoekom? Wel, dit was om 'n kraal te maak, reg in die middel, waar hulle al kosbare vee snags veilig teen roofdiere kon hou. Julle doen briljant. Ons is al by ons laaste afdeling. Nou gaan ons kyk na wie in beheer was en hoe hulle met hul bure, die San, oor die weg gekom het. So weet die groot en belangrike besluite in 'n gooi-gooi groep geneem. Wie was die baas? Inderdaad, elke groep het 'n stamhoof gehad, maar hy het nie sommer alleen besluit nie. Nee, hy het saam met die senior manne, dis nou die oudste en mees gerespekteerde manne, vergader om saam besluite vir die hele gemeenskap te neem. Goed, nog 'n dubbele vraag. Die gooi-kooi en die San het nie altyd langs dieselfde vuur gesit nie. So, hoekom was daar konflik en wat was die gooi-kooi se houding teenoor die San? Hierdie skuifie wys dit baie mooi. Aan die een kant het die konflik gegaan oor hulpbronne soos weigrond en water. Albei groepe het dit nodig gehad, maar daar was ook 'n houdingsprobleem. Die gooi-kooi het geglo hulle is beter as die San en die rede eenvoudig omdat hulle vee besit het en die San nie. En dit ongelukkig het ook tot konflik gelei. Maar was dit altyd net bakkeleier? Kom ons dink 'n bietjie. Was daar ooit tye wat hulle vreedsaam saamgewerk het? Probeer aan 'n voorbeeld dink. Ja, daar was beslis ook vrede. Soms het Sanmans vir die kooi-gooi gewerk as jagters of gidse, en soms het mense van die twee groepe selfs met mekaar getrou.
En dit bring ons by ons heel laaste woord vir vandag, goeisan. Hierdie naam word gebruik om na die koeigooi en die san saam te verwys. En daarmee is ons aan die einde van ons vasvra. Julle het uitstekend gedoen. Na al hierdie oefening is julle nou sonder twyfel reg vir daardie eksamen. Baie sterkte.